Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ons het verlede week begin kyk na wat is gewoontes en ek wil vandag se gesprek daarby aansluit deur spesifiek dan oor rituele en die sielkundige welstandswaarde van rituele te praat. Nou net om ons weer almal op dieselfde bladsy te kry, het ons verlede week gesê dat 'n gewoonte is 'n goed aangeleerde gedrag wat eintlik 'n outomatiese opeenvolging van verskillende tipes gedrag is en dat dit baie verband hou met sekere situasies. Dit is amper 'n motoriese, outomatiese manier van doen. Ek staan op, ek maak vir my 'n koppie koffie, gaan sit by die tafel, ek kyk na buite ensovoorts. Nou as ons dan kyk na hierteenoor wat 'n ritueel is, dink ek die eerste wat ons hier vir mekaar kan sê, is dat rituele definitiewe simboliese dieper betekenis as 'n gewoonte het. So ons sê dat 'n ritueel 'n baie spesifiek gedefinieerde opeenvolging van handelinge is. En dit is nou wat dit interessant maak, dit is baie meer rigied of beperkend, is baie meer formeel, en daar's 'n groot mate van herhaling by, wat dan nou hierdie simboliek en die betekenis wat dit vir ons inhou, na vore bring, en dat daar sekere elemente in is, wat vir ons baie waarde inhou. Nou, in die eerste plek, as ons dit vir mekaar sê, dan sê ons, ja, daar kan 'n roetine ook wees en 'n gewoonte in 'n ritueel, maar die kontras is, wat is my onderliggende bedoeling met hierdie spesifieke ritueel? En natuurlik, as ek 'n spesifieke doel daarvoor het, dan gaan dit uit die aard van die saak 'n impak hê op my welstand, want dit voorsien aan my 'n basiese gevoel van struktuur en betekenis, konneksie, verbintenis en interpersoonlike kommunikasie of dan sosialisering. Dit is natuurlik ook belangrik dat baie van ons hierdie rituele navolg saam met ander en nie noodwendig alleen nie. Kom ek gebruik die volgende voorbeeld. Ons het nou die afgelope tyd Hemelvaartdag vier, verskoning, ons het dan nou ook daarmee saam Pinksterdienste die afgelope week gehad. En daar was 'n spesifieke volgorde en 'n orde as ons byvoorbeeld nagmaal gebruik. Die ritueel hiermee saam is dat die kerkleier, die pastoor, die dominee, die priester of wie ook al, gewoonlik dan nou die wyn en die brood voorberei en dat dit dan nou van daar af bedien word. En dan is daar by ons die dieper simboliek wanneer ek die nagmaal gebruik. 'n Tipiese tradisie in die gereformeerde kerke is byvoorbeeld dat terwyl die nagmaal bedien word, daar een of ander spesifieke spesiale stuk orgelspel plaasvind. Soms is daar 'n baie pertinente stilte, soms gaan dit gepaard, as ek nou byvoorbeeld dink aan die hervormde kerk, waar persone by 'n tafel gaan aansit en waar hulle dan na afloop van die gebruik van die nagmaal 'n gesang of 'n psalm sing. In ons Rooms-Katolieke kerke het ons 'n spesifieke orde dan ook waar volgens die nagmaal bedien word. Dit is waar ons dit
in 'n gesosialiseerde, formele, rigiede struktuur navolg. Hierteenoor sal ek byvoorbeeld 'n ritueel hê waar ek dalk iemand wat ek mis, wat verlies is, die persoon leef nie meer nie, gedenk, of wanneer ek aan hierdie persoon dink, sê nou maar 'n kers sal opsteek wat by 'n foto van hierdie persoon staan. In die Rooms-Katolieke Kerk sal ek byvoorbeeld gaan 'n kers opsteek ter nagedagtenis of as 'n gebed. En hierdie is 'n ritueel wat vir my persoonlik 'n sekere waarde het en waarby ek gewoonlik alleen betrokke is. En omdat dit vir my sekere waarde het, is daar ook hiermee saam baie spesifieke emosies, herinneringe, refleksie, bepeinsing ensovoorts. Nou, omdat rituele 'n baie belangrike sielkundige funksie vervul, is dit dan ook nodig dat ons in ag neem, 'n ritueel is iets wat my emosies kan reguleer. Dit kan veroorsaak dat waar ek dalk baie gespanne is, kom ons dink dan nou aan die ritueel waar ek gewoon gaan stil sit en ek reflekteer op my dag en ek stop my gedagtes ten opsigte van die indringendheid in terme van angs en stres en vrees en alles, en ek sê nee, ek skakel dit nou doelbewus af en ek begin dan op my eie, dit kan verskillende goed wees wat ek doen, sê nou maar 'n lied sing, psalm sing, bid, gedeeltes uit die Bybel uit lees of wat ook al. En in die proses begin ek hierdie angs en stres beheer. Daarmee saam sien ons natuurlik dit ook dat persone wat baie emosioneel is, soms iets sal gaan doen om hierdie emosies beter te hanteer. Spesifieke ritueel hier, anders as om die gewoonte te hê van, ag ek gaan lees sommer net vanaand lekker in die bad en ek lees dalk 'n boek of iets, sal so 'n persoon 'n doelbewuste poging aanbied of 'n verskoning aanwend om byvoorbeeld vir hulle 'n bad te tap, iets wat lekker ruik daarin te gooi, 'n kers aan te steek, die elektriese lig af te skakel ensovoorts. So dit is 'n ritueel wat 'n stuk geborgenheid dan, soos daardie persoon dit in hierdie stres of angsvolle of self rou tydperk wil hanteer, sal plaasvind. Dit is natuurlik ook so as ons kyk na persone wat 'n obsessief-kompulsiewe versteuring het, dat die feit dat hulle aan mekaar hierdie ritueel uitvoer, kom ons sê byvoorbeeld, ek gaan kyk 5 keer in die aande, of is al die deure en vensters toe. Daardie herhalende gedrag, al is dit nie noodwendig positief in die sin van dat dit ook 'n manier is om mense in aanhalingstekens in 'n rigiede patroon vas te vang, verlig dit die angs en die spanning wat opgewek word deur die obsessie. Hiermee saam is dit ook belangrik dat ons moet 'n bietjie navorsing in gedagte hou. Bietjie kyk wat wys navorsing dan vir ons. Of in die artikels wat ek gelees het terwyl ek hierdie voorberei het, is baie interessant. Wat gebeur byvoorbeeld wanneer 'n persoon se copingmeganismes sodanig uitgedaag word dat hulle nie noodwendig weet wat om nou te doen nie. En een van die rituele wat navorsing byvoorbeeld gevind het, is dat persone wat gelowig is, baie spesifieke geestelike rituele navolg, soos byvoorbeeld, hulle sal gaan sit en hulle sal sê net maar 'n psalm lees en hulle sal hom oor en oor en oor lees. Of hulle sal gaan sit en baie diep reflektiewe gebede
opsê of dan in 'n baie diep gebedssessie betrokke raak en daarmee saam ook dat hulle agtergekom het persone wat sukkel om oor smart en rou te kom, baie keer ook rituele uitvoer om dit vir hulle makliker te maak deur byvoorbeeld iets te skryf oor die persoon wat hulle oor rou of ja, die dier of een of ander vorm van verlies. Baie mense sal gaan sit en sal gedigte skryf of hulle sal net gewoon een stuk prosa hieroor skryf soos wat hulle besig is om dit te verwerk. Baie dankie Tersia. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Willem en luisteraars, as ons dan na die verdere uitwerking van rituele in ons lewe kyk, dan sien ons rituele is baie spesifiek gekoppel aan belangrike merkers, mylpale, gebeure. Dink byvoorbeeld die ritueel in spesifieke kulture rondom die geboorte van 'n baba. Ek het al met persone van kulture gepraat wat vir my gesê het dat die eerste 3 maande mag niemand die ma en die baba besoek behalwe die ma van die nuwe moeder. Verder het die pa sekere rituele wat hulle moet uitvoer in hulle ondersteuning van die ma. In ander kulture sal hulle byvoorbeeld, en ons is dalk meer daarmee bekend, baie seker maak dat hulle binne 'n sekere tydperk die babietjie doop, en saam met die doop is daar nou weer 'n klompie rituele, en ons praat van wie gaan die babietjie inbring in die kerk, wie se dooprokkie gaan gebruik word. Ja, dit is ouma se dooprokkie, ma's daarin gedoop, ek is daarin gedoop, en nou word my babietjie ook daarin gedoop. Hierdie is nie vir ons onbekend nie. Daar is ook baie spesifieke rituele wanneer iemand trou. En as ons byvoorbeeld net gewoon dink aan die rol en die etiket waaraan die moeder van die bruid en die moeder van die bruidegom byvoorbeeld blootgestel is en wat die verwagtinge rondom dit is en alles wat daarmee saamgaan. Daar's ook baie pertinente rituele rondom begrafnisse en hoe die hele, wil ek amper sê, verskuiwing deesdae is, dat ons nie noodwendig meer van 'n begrafnisdiens praat nie, maar van 'n gedenkdiens, of ons vier die lewe van iemand. So ons kan klaar hier sien dat in die lig van die feit dat dit vir ons amper makliker is om die afsterwe van 'n geliefde te vier, raak dit ook makliker om te cope, want ons begin nou die goeie van so 'n persoon meer pertinent in herinnering bring. Daar's ook rituele rondom ons verskillende kultuurgebruike. Ons weet, ons vier byvoorbeeld Versoeningsdag en daar is sekere plekke waar dit gevier word met 'n baie spesifieke program en daardie program word elke jaar herhaal. Ons vind dit byvoorbeeld ook met sekere aspekte by skole, wanneer die nuwe graad 8 ontvang word by 'n hoërskool, pertinente rituele rondom dit. Ja, ons kan ook byvoorbeeld sê, wanneer persone, die wat nou veral vanuit 'n militêre agtergrond meer kennis het, wanneer daar 'n militêre begrafnis is daar 'n geweersaluut gewoonlik by die graf van hierdie soldaat. Ons ken almal die lê van rykers by grafte van soldate of belangrike persone op sekere gedenkdae soos hulle verjaarsdae of wat ook al. En wat dit vir ons doen, sielkundig gesproke, is dat dit ons nie net knoop
aan ons kultuur, aan 'n manier van doen. Kom ons dink byvoorbeeld spesifieke rituele wanneer graad 8 dan nou by 'n nuwe hoërskool begin. Dit kweek lojaliteit en baie keer wil ek sê onbreekbare lojaliteit teenoor die spesifieke senior wat partykeer dan 'n graad 12 leerling is van hierdie nuwe graad 8 teenoor die skoolgebruike, teenoor die koshuisgebruike, tradisies en alles wat daarmee saamgaan. Ons sien dit ook baie keer wanneer persone dan in hulle spesifieke kultuur 'n sekere ritueel uitvoer. Dit 'n bevestiging is van waar kom ek eintlik vandaan, want my ritueel sit my geskiedenis voort. Dis die beplanning van 'n nuwe deel, of 'n nuwe fokus, maar van 'n nuwe deel van 'n bekende ritueel, dan nou kom ons sê met nuutgebore kinders of my kinders, met ander woorde, my nageslag. So daar is 'n baie fundamentele aspek in hierdie rituele wat ons by 'n punt bring waar ons agterkom dat dit nie net, soos ek net nou gesê het, 'n mate van struktuur bring nie, maar dat dit ook 'n struktuur bring in ons uitvoer van dit wat vir ons op 'n kulturele, 'n geestelik, spirituele en dan binne sekere organisatoriese of institusionele verband 'n rol speel. Ek kom weer terug as ons dink byvoorbeeld aan rituele dan nou by skole. Of as ek aan 'n nuwe organisasie behoort of aansluit, dan is daar ook een of ander vorm van 'n amptelike verwelkoming wat op 'n sekere manier sal plaasvind. So hierdie seremonies en alles wat hiermee saamgaan, se diep simboliese betekenis laat my geanker voel in hierdie omgewing waarvan ek nou deel word. En daarom sien ons ook baie keer dat hierdie rituele verband hou met die gemeenskaps samehang, of dat ek deel is van 'n spesifieke gemeenskap wat my laat welkom en tuis voel. Nou kan ons ook vir mekaar dan sê, as ons terugkom en ons kyk byvoorbeeld na my werksomgewing of my daaglikse lewe, iets wat ons hier ook moet in gedagte hou, en dit is waar 'n gewoonte en 'n ritueel en 'n rotine nou sommer soort van saamgegooi word in dieselfde poel, is dat ons baie keer, as ek sê nou maar my koppie koffie in die oggend maak wat my gewoonte is. Soos ons sê, 'n gewoonte is 'n outomatiese handeling. Maar daarmee saam het ek 'n baie spesifieke ritueel wat ek volg. Ek maak my koffie op 'n sekere manier. Ek mag dalk 'n perkuleerder gebruik of hoe dit ook al sy. As ek my koffie maak, maak ek seker dat ek dit, sê nou maar, die melk dalk eers ingooi, bietjie warm maak en dan die koffie byvoeg, of die koffie en die melk tegelyk, as ons nou byvoorbeeld dink aan van ons perkuleerders, of ek maak seker dat dit altyd in 'n spesifieke beker of koppie is wat ek gebruik. Ek gebruik 'n baie spesifieke teepot om my tee te maak. Ek gebruik nie sakkies tee nie. Ek gebruik die los teeblare as ek tee maak. En dan die ritueel van ek pak hierdie goed uit en dan sal ek byvoorbeeld nou my tee begin maak, die water kook ensovoorts. Dink byvoorbeeld, as ons net 'n tafel baie netjies dek, waar kom die messe en waar kom die virke, en as 'n mens dan nou eet, byvoorbeeld 'n baie formele onthaal, wie is die eerste persoon wat mag begin eet? Wie is die persoon wat byvoorbeeld sal drankies skink ensovoorts? Ja, dit word geknoop aan sekere, sal ons sê, aanvaarbare norme en reëls om ons dan nou baie sellig en samehangend, aanvaardend in, sê nou maar so, 'n formele ete bymekaar te bring. Maar
Onderliggend is baie pertinente rituele wat besluit, 'n tafel sal so gedek word, glase word op hierdie manier gesit ensovoorts. Nou, wat is die sielkundige waarde? In die eerste plek gee dit vir my struktuur. Dit gee vir my gevoel van behoort. Dit laat my tuis voel. Dit laat my voel ek is deel van 'n kultuur, deel van 'n godsdienst, 'n spiritualiteit, wat ook al. En dit verlig angs en stres en spanning. En dan die mooi daarvan is, uit hierdie rituele, as ek dit indagtig bewustelik doen, vloei daar pragtige betekenisvolheid wat my lewe vorentoe bybly. In ons 3 minute vroeë oggendherdenking, kom ons gaan dink 'n bietjie oor die rituele. Kom ons dink aan die rituele wat byvoorbeeld hierdie afgelope tyd met Hemelvaartdag daarna, nou met Pinkstertyd ook plaasgevind het wat vir ons van waarde was, en hoe ek meer bewustelik indagtig na die rituele kan omsien en dit nie net gewoon as iets sien wat nou maar gedoen moet word nie. 'n Geseënde week vir elkeen. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.